Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Dit is Opstanding Sondag, die hoogtepunt van ons geloof, die oorwinning wat behaal is oor die dood. En kom ons juig saam met die psalmskrywer wat sê, die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig in die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade. Die Here triomfeer, die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe, regverdiges mag daar ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor het en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Genade en vrede vir jou op hierdie Opstanding Sondag van ons Hemelse Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ek gaan in vandag se boodskap vir ons kyk na 4 verskillende dele van die 4 verskillende evangelies se 4 verskillende oogpunte op Opstanding Sondag. En ons gaan begin by Markus, en ek dink dis die een wat die vreemdste op die oor val. Markus vertel vir ons van die vrouens wat Jesus se liggaam wou gaan balsem, en hulle het die reukolie gekry en gekoop, Salome het dit gekoop, en hulle het vroeg die Sondagmôre het hulle daar aangekom, en toe het hulle agtergekom, Jesus is nie daar nie. Maar toe het iemand met hulle gepraat wat vir hulle gesê het, moenie skrik nie. En wat dan gebeur, wat vreemd op die oorval, is hierdie vers 8 wat sê, hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets gesê nie, want hulle was bang. Interessant genoeg, die Markus Evangelie is die kortste evangelie en hy laat die disippels oorkom as ongelowig. Party teoloë sê die disippels kom dom oor, hulle vertrou nie die Here nie, die Here is frustreerd met die disippels, en in hierdie geval is die vrouens waar hulle in die ander 3 evangelies gaan getuig, in die Markus Evangelie, hier aan die einde by vers 8 van hoofstuk 16, is hulle te bang om vir enigiemand iets te sê. Nou ek wil vra dat jy net vir jouself vir 'n oomblik in hulle skoene insit. Hulle is nog nie oortuig dat hy waarlik opgestaan het nie. Hulle het gesien hoe hy sterf die Vrydag. Hulle het gesien hoe sy liggaam neergelê word in die graf. Hulle kom daar aan en sy liggaam is nie daar nie. En daar moes 10.000 dinge gewees het wat deur hulle koppe gehardloop het. Wie het die liggaam gesteel, is wat ons in die Johannes Evangelie lees, is hulle het hierdie gedagte dat iemand sy liggaam gevat het en iewers anders gaan neerlê het. Miskien moes hulle nie daar gewees het nie, miskien het iemand hulle nou kom uitvang, miskien wou iemand juis al die disippels lok na die graf toe, sodat hulle die disippels van Jesus ook kan vang en in die tronk gooi. 10.000 gedagtes wat deur hulle kop moet gaan, en dan sien hulle 'n jong man wat aan die regterkant sit met lang wit klere, en hulle skrik vir hom en hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Maar uiteindelik is hulle so verward en so bang volgens die Markus Evangelie, dat hulle daar weggaan en niks vir niemand vertel nie. Wat interessant is ons Markus Evangelie wat ons in ons Bybel het, en hierdie is nie 'n conspiracy theory of enigiets snaaks nie, dit is hoe dit werk met Bybelvertaling, is daar's verskillende geskrifte wat as brongeskrifte gebruik word, en baie van hierdie geskrifte, meeste van die geskrifte eindig by vers 8. Maar dan is daar 'n klomp ander wat vers 9 tot 20 by het, en dan is daar ook 'n paar ander wat net 2 verse by het, wat eintlik 'n kort opsomming gee van dat die nuus tog deur die vrouens vertel is aan die mansdisippels en dat Jesus aan 'n klomp van hulle verskyn het intussen.
So ons het 3 verskillende eindes aan ons Markus evangelie en die een wat heel moontlik die oorspronklikste of vroegste een was, eindig net daar waar die vrouens bang is om te gaan vertel. Ek wil iets koppel aan hierdie reaksie van die vrouens en dis eenvoudig net die gedagte van lyding en verwardheid. En wat vir my so mooi is Jürgen Moltmann het gesê dat in die opstanding van Jesus Christus het God nie net gekom om lyding te erken en raak te sien nie. Dis nou lang lyding, né? Seer kry, swaar kry. In die opstanding het God nie net gekom om lyding te erken en raak te sien nie, maar dit is 'n aardskuddende, hemelskuddende standpunt teen lyding. Dit is 'n belofte van God se kant af om te sê hy veg teen lyding. Hy kom en hy haal die doodse angel uit, sodat ons grootste lyding om geliefdes aan die dood af te staan, ons eie vrees vir die dood, ons grootste vrees en ons grootste lyding kom haal uit die angel uit die seer, uit die verwardheid uit. Ja, dit is nog steeds hartseer, daar's nog steeds verwardheid, maar in God se groter prentjie het hy 'n enorme standpunt kom maak teen lyding. As ons aangaan na Matteus toe, wat eintlik nou in ons Bybel voor Markus is, maar Markus is voor Matteus geskryf, so kronologies sou Markus eerste uitgekom het, kry ons 'n bewoording wat eintlik baie mooi is. Hulle praat weer van die vrouens, nou gaan hulle terug om die boodskap te deel, dan staan daar ook in vers 8 van Matteus 28, hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, maar hoor hoe mooi stel Matteus dit, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Ons Here Jesus werk op vreemde maniere en sy evangelie is onderste bo. Ons weet dit, ons sien dit deur sy gelykenisse. Om te lewe moet jy sterf. 'n Saad moet eers in die grond val voordat dit kan ontkiem. En ons Here Jesus kies om vrouens getuies te maak wat in die Bybelse tyd, hulle getuienis het geen gewig gedra nie. En ons Here Jesus kies om 'n klomp vrouens te gebruik en te sê, maar hierdie gaan my eerste verkondigers wees van die opstanding. Dit gaan die eerste groep mense wees wat vir die res van die wêreld, vir die disippels gaan vertel, die Here Jesus het opgestaan. En ek weet nie wat dit vir jou sê nie, maar dit sê vir my iets van dat die Here het absoluut vernuwing kom bring in 'n wêreld wat absoluut rigied en wetties was uit 'n Joodse plek uit, kom bring die Here vernuwing en sê, my eerste getuies in my nuwe beweging gaan 'n klomp vrouens wees. Dit gaan mense wees wat aan die rande van die samelewing geskuif is. Hulle opinie is nie geldig nie, maar ek gaan hulle gebruik om hierdie opstandingsboodskap van my te verkondig. En bang, maar baie bly hardloop hulle na die klomp disippels toe, na die mans toe. En hulle gaan vertel vir hulle wat hulle gesien het en wat gebeur het. En dan kom die mans en hulle hardloop en hulle gaan kyk ook met hulle eie oë. Ons Here Jesus werk anders. Ons Here Jesus verbaas ons. Ons Here Jesus vang ons omkant met sy maniere. As ons aangaan na die volgende een toe is in Lukas. In Lukas se weergawe gaan ons 'n bietjie aanspring na daar waar die mans by die graf kom. En ons het hierdie interessante gesprek waar Petrus en Johannes na die graf toe gaan, of nie gesprek nie, maar hierdie interessante gebeure waar hulle twee na die graf toe hardloop, en dan staan daar in Lukas 24, Petrus, vers 12, Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.
Petrus hardloop soontoe. Hy het die nuus gehoor van die dames. Hy gaan kyk met sy eie oë. Hy gaan in die graf in en hy kyk met sy eie oë. Hy gaan soek bewyse en hy sien die doeke. En die oomblik toe hy die doeke daar sien lê, want dit het vir hom iets gesê. Ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, maar die feit dat die doeke daar lê en ons lees in van die Johannes Evangelie dat die kopdoek netjies opgerol is op 'n ander plek. Dit het vir Petrus gesê, Jesus is nie gesteel nie. Want as hulle hom sou steel, sou hulle hom doek en al gevat het en gehardloop het. Dit het vir hom gesê, Jesus leef. Jesus leef en hy is vanuit 'n bonatuurlike krag is hy opgewek uit die dood uit. Maar nie net sien hy dit nie, maar die oomblik wat hy dit sien, is hy's in verwondering. In Engels, hy's in awe van wat besig is om te gebeur en wat hy sien. Augustinus sê die opstanding is nie net in boeke neergeskryf nie, maar die opstanding is geskryf in elke lenteblaar en elke lenteblom wat blom. Die opstanding sien ons elke jaar, soos wat die winter droogte bring, wel nie in die Kaap nie, en in die Kaap bring die winter baie water, maar dan kom lente, en dan kom nuwe lewe en nuwe blomme. En Augustinus sê vir ons dat as ons nie die opstanding in dit raak sien nie, dan kyk ons mis. Is nie net in boeke neergeskryf nie. Ons Petrus staan in verwondering van wat die Here besig is om te doen. En dan die laaste een is natuurlik die Johannes Evangelie, wat eintlik 'n baie snaakse gesprek het, waar daar staan, die een disipel het vinniger as die ander een gehardloop, en die een wat eerste daar was, het tweede ingegaan, en. Maar dan lees ons ook in vers 8 van Johannes 20, daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, so baie belangrik vir Johannes om seker te maak wie die vinnigste was, het hy ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hy sien dit, Petrus is in verwondering, Johannes sien dit en hy glo. En dis die begin eintlik van, as ons praat van ons is gered, deur genade, deur geloof, uit genade, deur geloof, is dit in 'n sekere sin die begin daarvan, die geloof dat ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Nou, ek het die voorreg om vandag 2 kinders ook te doop, hierso in die fisiese erediens by die kerk. En ek wil ons graag na 2 teksgedeeltes toe vat, die een wat aan die doop koppel en die ander een wat na ons belydenis van geloof koppel. En is baie interessant hoe die opstanding van ons Here Jesus Christus 'n kardinale rol speel in dit wat ons bely. Die eerste een is Kolossense 2. Kolossense 2 praat oor dat ons word nie meer besny in 'n metafisiese besnydenis nie, maar ons ontvang 'n besnydenis van die hart wat Jesus self doen. En dan sê hy in Kolossense 2 vers 12, dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, né? Dis Vrydag. Vrydag is Jesus begrawe, maar ons is by die doop is ons begrawe. Dank Vader, ons is nie alleen begrawe nie. Ons is saam met hom begrawe. In ons dood, in ons seer, in ons lyding, in elke liewe ding, is ons saam met Christus begrawe. En dan staan daar, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Vandag, Sondag, opstandingssondag. Ons is saam met hom begrawe, maar dank die Here, ons is saam met hom opgewek. En dan gee hy die rede hoekom ons saam met hom opgewek is. Omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. So altyd as ek die belydennisklas vra, of as ek eintlik by enige kind van die Here pastorale gesprek het en ek vra, glo jy? En dan sê hulle, ja, nee, ek glo. Dan vra ek, wat glo jy? En dan sit verskillende goedjies. Ek glo in Jesus, ek glo
dat hy vir my sondes aan die kruis gesterf het. Maar dit wil vir my voorkom asof dit redelik belangrik is vir Paulus dat jy glo in die krag van Jesus wat hom uit die dood uit opgewek het. Die geloof in die opstandingskrag is vir Paulus kardinaal. Ons kan nie wegkom as ons nie daarin vashou nie. Ons gaan aan, Romeine 10 is een van die teksgedeeltes wat ons altyd aanhaal met belydenis van geloof, en dit sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, wat glo? Glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, word ons vrygespreek, met die mond bely ons en word ons gered. So hier sê Paulus, as jy met jou mond bely, Jesus is die Here, en jy glo met jou hart, wat? Hy sê nie hier dat hy vir jou aan die kruis gesterf het nie, hy sê nie hier dat hy bestaan het nie, hy sê dat jy met jou hart glo dat Jesus uit die dood opgewek is, dan sal jy gered word. In ander woorde, dan sal jy ook opgewek word as jy eendag sterf. Jy sal lewe. So ek wil graag vir jou 'n video wys en vir jou eenvoudig vra, wat beteken die opstanding vir jou? Ek hoop die video werk. As hy nie werk nie, gaan ek die skakel van die video ook insit in die beskrywing van hierdie YouTube video. So kyk gerus. C.S. Lewis once wrote, "Christianity if false is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing that it cannot be is moderately important." So which is it? The answer depends not just on a set of theological propositions, but on historical facts, and especially a series of events that took place 2,000 years ago in Jerusalem. A man claimed to be God and rode into the royal city on a donkey, was hailed as king by those longing for a savior. He healed the sick. He taught the masses. He confronted the corrupt. He humbled himself, washing his followers' feet. He observed the Passover with them, showing that their scripture and rituals had been pointing to him all along. He was betrayed by his friend, condemned on trumped-up charges, and sentenced to death. He was beaten, mocked, and crowned with thorns. He was led to a Roman cross, suffered, and died. He was placed in a tomb, and on the third day he stood up and walked out, proving that he was who he said he was, the Son of God, the true Messiah, who came to earth to break the power of sin and death. Like C.S. Lewis, the Apostle Paul and first-century Christians, men and women who risked their lives believing these events to be true, knew that everything hinged on the empty tomb. As Paul wrote, "If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are of all people most to be pitied. If it really happened, Jesus was everything. If it didn't, they had wasted their entire lives following him." Easter time, when Christians across the globe gather to commemorate these events, is as good a time as any to ask ourselves, is it true? Did Jesus really rise from the dead? As a matter of historical inquiry, there's good reason to believe that it did. Historians evaluate the available data and make an inference to the best explanation, prioritizing the earliest accounts, and especially eyewitness testimony. In the gospel biographies of Jesus, we have multiple independent cross-reference accounts expressing and relying eyewitness testimony attesting to the veracity of the resurrection. These accounts are credible. They were written within a time frame that would have subjected them to refutation by other eyewitnesses. Even our latest material for Jesus is still earlier than our earliest sources for characters like Alexander the Great, Julius Caesar, or the Buddha. They include embarrassing or otherwise inconvenient details, like Jesus' upbringing in the disregarded town of Nazareth, the ineptitude of his disciples, and women whose testimony was considered legally invalid in a first-century court as the first eyewitnesses to his resurrection. That a first-century Jewish writer would never fabricate if they wanted to be taken seriously.
And the disciples, eyewitnesses to the resurrected Jesus, go from hiding in fear after his death to boldly proclaiming his resurrection, exposing themselves to ostracization, hardship, persecution, and even in some cases, death. In the face of the available data, the most responsible conclusion is that the resurrection actually happened. If it's true, Easter is also a good time to ask ourselves, why does it matter? Why is it, as C.S. Lewis says, of infinite importance? Here's what it means. The one by whom and through whom and for whom all things were made values each of us so much that he would leave the perfection of heaven to enter into the brokenness of our world. He demonstrated what the love of God looks like by pursuing outcasts, caring for the poor and defending the weak. The all-powerful Son of God was rejected, betrayed, spat upon, tortured, and killed, all to make a way for us to get back to a right relationship with God and be able to dwell with him forever in perfect joy and peace. Easter means evil doesn't win. It means death isn't the end. It means there is nothing you've said or done that he is unwilling to forgive, and no harm you've endured that he won't make right. It means that God loves you, cares for you, longs to be known by you and with you, and stands ready to welcome you with open arms if you turn to him in faith. It means everything. This Easter, I invite you to look at Jesus. Consider what he said and did, and ask for yourself what I believe is the most important question you will ever answer. Did he leave behind an empty tomb? And if he did, what does that mean for you? Happy Easter. Hemelse Vader, ons loof U vir U opstanding en mag U ook in ons eie lewe die krag van die opstanding duidelik maak. Here, ons glo en ons bely in die krag wat ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Ons glo en ons bely dat U waarlik opgestaan het en dat U lewe. Amen. Geniet hierdie Paasondag. Mag jy, as jy die voorreg het om saam met vriende en familie te kuier, dit ongelooflik baie geniet en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën, die Here sal jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.